Goeienaand, en baie welkom ook vir hulle wat is nog nie Goeienaand en baie welkom ook vir julle wat ingeskakel is en vir ons dophou. Ek gaan vanaand alles lees oor twee redes dat dit is in 'n storievorm. En die tweede rede is dat as jy oor 'n kontroversiële onderwerp praat, kan mens kan praat en jy dink jy daaroor nie, jy sê dinge op verkeerde maniere of wat ook al, dat alles is op skrif, so dat as daarna gevraag is, dan kan 'n mens presies paragraaf, elke sin, elke bladsy, kan jy iets sê. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, daar is soveel seer en daar is soveel pyn en daar is soveel stryd in die kerk, veral rondom die doop. En waar ons nou vanaand kom waag om daaroor te praat, kom bid ek dat u self met my sal wees. Ek het hier 'n klomp woorde op papier, Here, voeg by, haal weg. En ons kom bid, Here, dat u vir ons sal seën. En my gebed is dat daar iets sal gebeur nou vanaand om mekaar beter te verstaan. Ons kom bid dit in Jesus naam. Amen. Soos ek gesê het, ek gaan basies lees wat ek hier geskryf het. Nou, voordat ek hierdie onderwerp aanvat, is daar seker een van twee vrae waaroor 'n mens nou sou wil kom. Hoekom praat ek nou oor die groot doop en die klein doop? Dis nie dat die debat oor die klein of die groot doop tans in die spervuur is of opgevlam het nie. Trouwens, vandat ek uitgetree het en op Gobabis 2 jaar gelede begin werk het niemand my nog die vraag gevra of op enige manier in daardie rigting 'n gesprek probeer voer. So dis nie iets wat nou skielik nou weer opgekom het of 'n tendens is nie. Inteendeel, dit is asof die gay-debat, wat ook al besig is om oor te waai, en die huidige worsteling, veral in ons kerk rondom skrifgesag in die NG Kerk, en die vrou in die ampt in die gereformeerde kerk, so oorheersend geraak het, dat almal al, as ek tong in die kies kan sê, vergeet het dat hulle gedoop is of nie. In Gobabis is die grootste krisis tans dat middeljariges wat al oupas en oumas is tot hulle skok moes ontdek, hulle is nie getroud nie. Met 'n trousertifikaat in die hand, troufoto's teen die gang se muur, kinders en kleinkinders wat die vlak vol hardloop in die Namibiese Homefees nie 'n saak nie. Julle moet oortrou en basta. Ongeag die wet dat 'n tweede troue terwyl jy nog getroud is, onwettig is en 'n misdaad waarvoor jy kan tronkstraf kry. Dis vreemd hoe die staat homself die reg voorhou om klaarblyklik bo die wet te staan. Iets hiervan het ek in my hartseer rondom die doop ook in die kerk ervaar. Hoekom nou? Miskien is dit vir my makliker, omdat daar tans geen druk op my is nie. Die kerk soek nou eers moeilikheid op ander plekke. Die NG Kerk het klaarblyklik ander kant toe as lidmate hulle herdoop het. Dalk sou 'n mens sê minder emosioneel en meer objektief kan ek nou na die doop kyk. Wel, nie heeltemal so objektief nie, want sou enige mens werklik suiwer objektief kan wees, veral nie as dit kom by doop, wat so na en een is met Christen wees en Christense geloof nie. Ons teologie en ons poging om 'n pad van gehoorsaamheid met die Here te stap nie. So, my praatjie is subjektief, dis my ervaring, my storie oor die doop. Nee, die debat oor die doop het nie weer ontvlam nie, soos ek gesê het, nee, ek is nie tans in 'n persoonlike worsteling rondom die doop, dat daar iets is wat ek vir Gobabis of die NG Kerk of die wêreld wil kom sê nie. Nee, ek het nie enige diepgaande navorsing oor die doop gedoen op honneurs, meesters of doktersvlak nie, en dat ek my sou waag in die dogmatiek
of die polemiek en die teologiese argumentasie nie. Nee, ek wil ook nie 'n nuwe boek skryf oor die doop nie, of moetswillig probeer om hierdie debat weer op te vlam en aan te blaas nie. Ek wil eintlik maar net subjektief my storie vertel. Ek wil van die preekstoel afklim, uit die kerkvergadering uitstap, en ek wil vir 'n wyle in die kerkbank gaan sit en vertel hoe dit vir die lidmaat aan die ontvangkant is, as die kerk vir jou wil leer, of mag ek sê, voorsê, hoe om te glo en hoe om jou te laat doop. Nee, ek het niks teen die kerk nie. Ek is lief vir die kerk, ek is die kerk. Ten spyte van die seer kry wat ek gehad het in die kerk, en bly ek steeds lief vir die kerk. Ek dink die persoon wat wegbly van die kerk en die geestelike samekomste is net so in die moeilikheid as die kerk wat die mense op 'n verkeerde pad lei. Ek hoop met hierdie gesprek dat die kerk net dalk miskien meer sal verstaan met groter omsigtigheid en erns as tans saam met mekaar soek na antwoorde rondom die gesag van die skrif, ook dan in die gesag van die skrif oor wat die skrif sê oor die doop. Want aan die einde van die dag wil die gelowige inderdaad nie ongehoorsaam of nalatig gevang word voor die regterstoel van God ons Vader nie. Die rede vir my waag aan hierdie onderwerp is my persoonlike ervaring. Ek het deur die jare die ervaring gehad om myself, en dis baie belangrik dat julle dit hoor, aan albei kante van die spervuur rondom die doop te vind. En dit was 'n eina ervaring. Wat is die dilemma? Midde in die sogenaamde doopstryd het ek teruggegaan na my studie, my boeke, my teologiese leeswerk. Ek het na gesprekke geluister. Ek was self in diep gesprekke gevoer met gereformeerdes sowel as sogenaamde charismate. En ek moet vir julle sê vanaand, dit was frustrerend. Somme met die intrapslag, die heel eerste bladsy, of met die wegtrek van die gesprek, nie net in woorde nie, maar ook in mense se houding, het jy al geweet in watter rigting hierdie gesprek gaan. Want die ou het klaar sy maand opgemaak, wat het dan staan hy. Daar's net een van twee weë, klein of groot doop. En elkeen het 'n bondel teksverse uit die Bybel bymekaar gehard, sonder enige belangstelling om eens te luister of ag te slaan aan die ander kant. Die debat is gewoonlik venynig, radikaal en word uitverkiesing, ongehoorsaamheid, sonde, verwerping, verlorenheid, hemel of hel toe gaan daaraan gekoppel. Dit het my eensaam en verworpe laat voel. Tussen die groot dopers was ek valse leraar van 'n valse kerk en verseker verlore. Tussen die klein dopers was ek 'n verdagte ketter en tussen my charismatiese vriende en familie is ek as NG dominee reeds veroordeel nog voordat ek my opinie gesê of gevra is. Tussen my gereformeerde kollegas het ek ietwat melaats gevoel. Tydens 'n kerkvisitasie het ek gepleit dat ons daaroor kan praat. Ouens wat nou iets van kerkvisitasie weet, dit was op 'n stadium en hulle wil dit graag terugbring, dat twee dominees en 'n ouderling na 'n bepaalde gemeente toe gaan en kom kyk hoe dit gaan. Die hele gedagte is nie om inspeksie te doen nie, maar meer 'n broederlike onderhoud met die dominees te hê, met die kerkraad te hê en goeders op te tel en raad te gee en so aan. Dit is waaroor die kerkvisitasie gaan. Die visitasiespan was duidelik ontsteld, erklik kapsie gemaak, dat die kerk klaar daaroor gepraat het. Wat gebeur het is dat ek vir die span gesê het, my vrou het die roeping gekry om haar te laat doop, kan ons daaroor praat, en toe het hulle bloediglik vererg.
Dit is nie debatteerbaar of bespreekbaar nie. En haastig het hulle self vir die voete gemaak, sonder om verder te hoor hoe dit met my in die kerk en die gemeente gaan. Ek was 'n moeilikheidmaker, 'n ergernis wat die synode in die ring se tyd mos. Deur my bediening was daar voortdurend klagtes en ondersoeke wat einduit op niks uitgeloop het nie. Dit het by my baie onsekerheid en gespannenheid in die bediening gelaat. Ek het gedurig gewag vir die volgende aanklag. Op 'n kerkvergadering waar dominees onderlinge spanning met die hulp van 'n fasiliteerder probeer uitsorteer het 'n kollega wat al met my in botsing was, in die kring opgestaan en gesê, "Boys, kom ons erken hoe ons oor die jare probeer het om Dirk uit die kerk uit te werk." Ek het midde in 'n stryd tussen die gemeente en ring beland, sowel as die verdeling in die gemeente, naamlik sommige wat een dominee aanhang en die ander groep wat die ander dominee aanhang. Ook die kerkraad het my op 'n stadium verwyd dat ek 'n moeilikheidmaker is. Dit terwyl ek nooit myself beskou het as 'n rebel, 'n moeilikheidmaker in my eie oë, iemand wat agteraf probeer propageer of anti-NG Kerk of anti-gereformeerd sou wees. Inteendeel, op 'n stadium het ek vir die ring wat weer 'n klag ondersoek het gesê, al my preke word opgeneem op bandjies. Julle sal onthou die ou dae het ons nie CD's gehad nie, ons het dit bandjies gehad. Al my preke word opgeneem, kies lukraak enige bandjie en ondersoek my preke en die teologie daarvan. Nee was die antwoord, ons het nie tyd om dit te doen nie, ons is baie besig. Dis wat dominees doen, hulle is baie besig. Besig waarmee? Met klagsaake en verdagmakery. Hier volg my storie. Ek het gereformeerd teologie, kerk en klein doop saam met moedersmelk ingekry. Ek het groot geword met vleis, rys, aardappels en kerk. Dit was deel van ons lewe. Of die somerson skyn of dit winterkoue is met sneeu op die berg, sou ons in die kerk sit. My pa was 'n diaken, later 'n ouderling. 1 uur middag eet jy, 7 uur in die aand eet jy, en dan gaan jy 8 uur bed toe. En dan is dit klaar. Dit was die lewe en die wat dit sou teenstaan of bevraagteken, word gestraf. Ek het langs die polisieselle groot geword en self die tugtiging van 'n rotting op skool of by die huis menigmale moes proe. Jy's gedissiplineerd, dissipaat, jy vra nie, jy staan niks teen nie. Vaagwag kan ek onthou dat 1 of 2 van my ma se familie op 'n stadium sogenaamd tot bekering gekom en na ander kerke gegaan het. Dit het gepaard gegaan met onaangename ervarings. Daar's laat aand om die tafel lelik gestry, geargumenteer wat vir almal meer kwaad as goed was. Begrippe soos bekering, wedergeboorte en daarop en doop het 'n wansmaak in die mond geword. As iemand in die familie skielik bekeer, godsdienstig word of na 'n ander kerk oorloop, het dit op 'n stryery, 'n beledigingsverdoeming in ons huis uitgeloop. Dans 'n glas wyn en my pa se rokery en ons klein doop het ons pad breed gemaak na die hel. Na so 'n familiekuier was my ouers gewoonlik baie ontstig en ontstel. As ons dan as kinders uit ons beurt sou waag om 'n vraag te vra, is dit afgewys as, man, tannie Ousus was nog altyd van haar dag af 'n snaakse mens. Sy het haar lewe lank altyd stry loop soek en nou is sy in 'n sekte. In ons huis was sekte net so erg so seks en 'n meisie is op 'n ander tyd. Ons het geweet, sekte en seks is taboe in ons huis. Dis soos vloek, jou mond word uitgewas met seep. Na skool het ek die weermag so op my eie 'n selgroep, 'n Bybelstudie, 'n bidgroep, jy kan dit noem wat jy wil, begin. Daar het manne ook gepraat van bekering en wedergeboorte. Hulle het gerook, skelm gedrink en al op skool met meisies oor die tou getrap.
maar later tot bekering gekom. Hulle belydenis het my geskok met afgryse. Ek kon in my wildste drome nie klein kry hoe jong skoolkinders hulle kan ophou met afgryslike goedes nie. Niks van hierdie goed was op my agenda nie. So hoekom moes ek my bekeer? Ek het nie geleef soos hulle nie. Ek was inteendeel banger vir my pa as met sy polisie rotang as vir die duiwel homself. In die lewe sou my ortodokse NG ouers my nie 'n stukkie tou gee om iewers by vriende na 8 in die aand vas te hak nie, wat nog te praat van 'n kroegstorie of oorslaap by girls. Ook op universiteit en later teologiese studies was kleindoop deel van die pakket, soos veters aan 'n skoen en knoop aan 'n hemp. Jy moes jou godsdiens op 'n manier vasmaak en toemaak, en dit was die doop. Dit is vir jou klaar gedoen, uit genade alleen, en dit was dit. Ons het dit genoem, die genadeverbond. Dit is eers later, toe ek meisies begin agterkom het, begin brand van begeerte, akademies soms sukkel en onlekker dinge in die lewe begin ervaar, dat ek ook begin wonder het, is dit omdat ek nie bekeer is nie, dat hierdie gevoelens hier binne my nie tot bedaring kom nie. Al bid ek ook hard, is dit dalk omdat ek nie groot gedoop is nie. My weermagpelle dan al hulle rokery verminder, klaarblyklik hulle rondlopery in die nag saam met die katte laat staan, omdat hulle gedoop is, so sê hulle. Maar die lewe gaan aan. Ek en Jesaan is getroud, tradisioneel met 'n trourok en 'n sluier. Na ons kinders gebore is hulle tradisioneel gedoop met baie spoggerige dooprok en familieokasie. Geen verdere vrae nie. Nie 'n tikkie twyfel of wonder nie. Dis die pad van die gereformeerde teologie. Die NG Kerk en ons ouers se verwagting, al sê die ander sektekerke, ons is vals, skynheilig en van die waar af. Tot die Zaan eendag begin vra. Aanvanklik het ek nie veel daaraan gesteun nie. Paar dom vroumens vra wat ek so van die kant af vaagweg en ligweg probeer antwoord het. Hoe sou sy sulke eenvoudige en voor die hand liggende saak soos die doop nie verstaan nie? As mos niks te vra nie. Dis voor die hand liggend soos tandeborsel skottelgoed was en 'n mens ordentlik groet. Toe die vraery egter nie ophou nie en al ernstiger raak, het ek soos 'n dominee vies geraak vir die gekrap wat dit nie juk nie. Basta vrou, wat sukkel jy so? Ek wou dit stop sit. Ek wou vir eens en vir altyd daar oortuig dat daar maar net een pad is. Ek speel foul. Hoe tackle jy uit 'n opera bevel sagkens, netjies en sonder seerkry? Ek wou hierdie doopvrae soos 'n rugbybal eens en vir altyd uit die hande uithaal. Ek speel foul, ek speel teologie, ek is 'n dominee en ek kan teologie goed speel. Ek nooi 'n goeie en dierbare vriend vir wie ons baie lief was. 'n Man wat ook 'n rowwe, sondige lewe gelei het. Na 'n dramatiese krisis in hulle huis het hy radikaal tot redding en bekering tot Jesus Christus gekom. As groot man met vrou en kinders het hy saam met my op die teologiese banke in die kweekskool kom sit. Hy saam met my gelegitimeer en hy word 'n NG dominee saam met my. Maar ek het geweet, hy het homself op 'n keer in Israel in die Jordaanrivier skelm laat doop. Hy het teruggekom en eenvoudig voortgegaan as 'n NG dominee. Hy het saam met my as dominee in die NG Kerk kinders gedoop en by elke doopgeleentheid die klein doop gepreek en geleer soos NG dominees opgelei is. 'n Tendens wat ek nie verstaan het nie. Hoekom agteraf groot doop en voortgaan asof dit niks is nie? As dominee ken ek die teologie. Agter die klein doop is 'n teologie. Agter die groot doop is 'n teologie. Ek nooi ons goeie vriend, ons braai en kuier soos gewoonlik land en sand saam. En dan, net toevallig,
Terwyl ons almal lekker gesellig by mekaar is, vra ek hard, duidelik en prominent vir hom, sodat my vrou en dit baie mooi helder kan hoor. My goeie vriend, waarheen gaan babas as hulle doodgaan? Sy antwoord is sonder om een oomblik te aarsel, hard, helder en duidelik. Hel toe. Driftig haal hy dan Johannes 3 vers 16 aan. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Geen baba kan glo nie, en geen gestremde kind kan glo nie. Hulle gaan hel toe. Dis tog obvious, onbetwisbaar, duidelik, uit die woord van God. Wat daarvan verstaan jy nie? Lag hy my uit. Nou moet julle weet, so spreek 'n man, opgeleide NG Dominee, dynamiese jeugleraar, wat seker honderde kinders in België en later in die Hottentots Holland kom, na die Here gelei het. My vrou is geskok tot in haar wese, is grafstil in ons huis. Ons kindertjies slaap rustig in die bedjies. Haar mond gaan oop om te stry, maar sy sê niks, sy weet al voor haar siel, met 'n dominee stry jy nie oor teologie nie. Ek braai verder met 'n pouke gesig, of sien iemand dalk die gryns glimlag op my bakkies. My vrou is genees van hierdie waan. Sy wye volstrek om te glo dat haar kindertjies en Charlotte, ons kollega en dierbare vriende se gestremde dogtertjie, hel toe gaan. Sien jy vrou, dis die teologie van grootdoop. Kry vir jou. Niks van God se heil daardie aand is sigbaar nie. Net koue, harde teologie. Dis ongenaakbare skrifgeleerde debat, of moet ek sê gestryd, tussen kleindoop en grootdoop. Daar's geen wenners nie, net ontsteltenis en seer. Vasgeloop in 'n doodloopstraat. Niks vat hierdie debat iewers heen nie. Dis 'n paar jaar daarna. Daar's 'n herlewing in Windhoek Moedergemeente. Ek het so baie by 'n man van Pretoria tydens se kursus geleer. Nee, hy's nie 'n dominee of 'n evangelis of 'n prediker van wel-een nie, net 'n sakeman wat bankrot gespeel het. Die Here daaronder in die gat waar hy was ontmoet het en weer opgestaan het. Hy hou geestelike kursusse en help mense om by die Here uit te kom. Nee, hy preek nie, hy leer jou nie, hy gee net vir jou 'n teks wat jy self moet gaan herkou en dan kom gee jy terugvoering en dan is daar bespreking. Ek reël ook dat die man 'n kursus by Windhoek Moedergemeente kom hou. Daar's oor die 30 lidmate wat in die middestad die kursus bywoon. Ons moes die getalle sny. Die belangstelling is hoog. Ek hardloop, tipies dominee, soos 'n vlakhaas en afkop hoender om alles perfek en vlot te laat loop. Tee, kos op sy tyd, badkamer skoon, slaapplek vir almal. Dinge moet mooi loop. Die Here, die kerk en my naam is op die spel. Toe 'n pandemonium uitbars. Isaan het haar Bybel in die hoek van die saal gegooi en hysteries geskree. Nee, Here. Kom dra die kursusgangers groot oogstories aan. Toe maar, sê ek, julle in volle beheer. Vroumense gaan maar so aan op sulke soort kampe. Hulle raak emosioneel, maar môre is hulle weer kwaad vir hulle man en kinders en dan is hulle weer back to normal. Dis wat dominees doen, hulle lag alles af met 'n grappie. Die Sondag na die kursus trek Isaan my tussen die kerkgewoel een kant toe. Tranerig en ernstig vertel sy my die storie. Nee, niemand het haar oortuig, gat in die kop gepraat nie. Dit was nie eers die onderwerp van bespreking of lering nie. Net in blote stil word voor die Here, het hy hard en duidelik vir haar gesê, jy moet jou laat doop. Maar, verseker sy my, sy sal dit nie doen, as ek nie my seun daartoe gee nie. Dis haar ooreenkoms met die Here. En ek het geweet, geen teologie, geen argument, geen verskoning, of selfs
praktiese konsekwensies van jy gaan geskort word, jy gaan jou werk verloor, sal ons hier uitkry nie. Want die Here God het self gepraat. Ek was kwaad. Ek het nie tyd, lus of enige energie oor doopnonsens nie. En nou gooi sy die warm patat nog net so in my skoot. Jy, my man, moet ja sê, kry vir jou. Sondag aand is chaos. Ek is doodmoeg. My ouers en skoonouers bel en is ontstel. Isaan gaan veroorsaak dat Dirk sy werk en dominee status verloor. Mense bel onophoudelik, wens geluk oor Isaan se besluit dat sy uiteindelik die heidense klein doop en valse kerk los en huil oor hulle eie doop. En dat hulle nou kerklos geraak het. Nee, die kerk, nou vra ek nou, het die kerk jou uitgegooi? Nee, die kerk het hulle nie uitgegooi nie, hulle het self geloop. Hoekom? Vra ek. Nee, dominee, jy sal nie verstaan nie. Hulle is reg, ek sal nie verstaan. In die sitkamer tot laatnag sit 2 vroue en 'n NG dominee. Hulle pas vir Isaan op teen my. Hulle is bang ek praat daar uit die groot doop. Ek jaag hulle uit die huis uit teen 1 die nag. Die nag was sonder slaap. Ek praat, ek huil, ek argumenteer, ek vra uit, ek redeneer, ek verwyd. Teen sonop maak ons die kinders wakker, ek vat hulle skool toe. Die telefoon lui onophoudelik en mense loer in om die goeie nuus te hoor. Ek voel eensaam, verlore, die vark in die verhaal, die vals leraar in die wêreld. Ons gaan kruip weg en sluit onsself letterlik in 'n kantoortjie weg. Daar loop die Here met ons se pad. Vanaand is te lank, mens kan 'n boek daaroor skryf wat in daardie uur of 2 gebeur het. Die Here wys my 'n visioen van foute wat ek teenoor Isaan in die huwelik maak. Enkele ure daarna stap ek daar uit met die grootste vreugde in my hart, wetende dat dit geen maklike pad gaan wees nie. Soos die Samaritaanse vrou het ek 'n brandende begeerte om dit met die wêreld te deel. Maar waarheen gaan 'n dominee met 'n geheimenis in sy hart? Ek ry oor na oom Ferdi toe, die geestelike vriend of vader wat hy vir my in jare geword het. Uit asem begin ek om die storie te vertel, maar voor ek hom kan vertel oor die vreugde en die vrede in my hart en die besondere nabyheid van die Here wat ek ervaar het, en hy sê skielik, ek moet haar doop. Ek sê nee, sê ek, oom verstaan my verkeerd, dis nie hoekom ek hier is nie, jy kan haar nie doop nie, ek sal iemand kry om dit te doen, ek is hier om jou die wonderlike dinge vertel wat met my gebeur het, binne in hierdie chaos. Ek en Isaan het heel geword, ons het nabyheid van mekaar en naby God, en die heerlike eenheid en die liefde wat ons ervaar, jy hoor my nie Dirk, sê oom Ferdi, kwaai hard, want hy moet my letterlik doodpraat. Ek moet haar doop. Die Here het vandag in 'n droom na my gekom en gesê, ek moet vir Isaan doop. Ek vra toe vir die Here, wie is Isaan? Ek ken nie. Toe sê die Here my, hy sal haar aan my openbaar. Nou kom jy hier ingestap en sê, dis jou vrou, sy moet gedoop word. Nee, skry ek. Hulle sal jou skors, jy kan nie. Ek sal regtig 'n ander plan maak. As oom wil, kan jy bid oor die saak, maar dit gaan nie werk nie. Oom Ferdi kyk my skerp aan, hoekom het ek bid as die Here klaar gepraat het? Voordat ek weer terug is by die huis, het oom Ferdi reeds vir Isaan gebel en die datum en die tyd vir die doop vasgemaak. En toe begin die stryd. Tyd is nie genoeg om jou deur die detail, die gebeure en die emosies te vat waardeur ons is nie. Woon ek die doop by, word ek geskort. Woon ek nie die doop by nie, laat ek my vrou in die steek. Intussen voel ek uitgestoot en alleen. Dieselfde gevoel wat 'n man dalk het as sy vrou 'n affair gehad het, ervaar ek. Isaan het 'n affair met die Here en 'n skare gelowiges wat haar ondersteun, en ek het geen deel daarin nie.
Isaan het 'n valse dominee-man in die valse NG Kerk verruil vir die groot doop en hulle wat reeds al op hierdie pad geloop het. Intussen begin my eie stryd rondom die doop. Ek is die right reverend hier rond, as iemand moet gedoop word, is dit ek. Hoekom kan ek ook nie gedoop word nie? My worstelstryd met die Here loop uit op 'n nee. Soos dit vir Isaan 'n duidelike ja en 'n opdrag is om haar te laat doop, is dit vir jou 'n definitiewe nee. Terwille van die kerk waarin ek jou geplaas het, sal jy bly en vir my, jou God, as 'n sendeling in die kerk moet optree. Mag jy jou nie laat doop nie. Dit het die pad tussen my en Isaan nog meer verwyder. Dis lankal nie meer 'n doopkrisis nie, dis 'n huwelikskrisis. Die Here in sy trawante het my vrou van my weggevat. Ek sien al hoe vat sy die kinders en gaan na 'n ander kerk. Wanneer jy van die kerk geskei is, het ek al telke male gesien, dryf jou lewe uitmekaar. Elk met sy eie geloof, sy eie vriende en hemel. Het oom verder nie self daai pad geloop nie. Hy het al die jare in die NG Kerk gebly, vir 12 jaar onder die Boesmans gewerk voor hy die eerste bekleerling gehad het, maar sy vrou het opgegee en haar by 'n ander kerk aangesluit. Hy het alleen pad gestap en ek het geweet, dit kom vir my. Die eensaamheid word al groter. My dominee kollegas wat my moet kom ondersteun en my hand kom vat in die bediening met visitasie, loop uit my uit. Eendag is daar 'n predikante bid hier, julle gaan nie glo nie. By Windhoek Moedergemeente, ons het dit daar gehou, want as in die middel van die stad, dan kom die ouens van ander kante af en kom bid hulle saam. Dis sentraal geleë en almal ry ewe ver. Toe ek inkom, merk ek op dat ek onder bespreking is. Hulle bespreek my seksuele lewe. As Dirk se vrou nou haar laat doop en ander pad stap, dan wonder 'n mens net, gesels die manne saggies onder mekaar. Dis geen wonder dat daar by Moedergemeente 'n vroeë oggendbid hier 6 in die oggend is nie. Dan het Dirk verseker 'n seksuele probleem. Hy hardloop van die huis af weg na bidiertjies toe. Ek is nie, sê, ek is hier. Ek hoor wat julle sê, kan vir julle alles vertel, as julle dan so omgee. Almal gryp hulle Bybels en hulle bidpapiere en hulle loop. Nee, hulle is te besig, hulle moet nog kinders by die skool gaan haal. Ek sê is nou eers 12 uur, nee, hulle is haastig. Die dominee wat Sondag aand tot 1 uur die nag in my sitkamer my verwyd het, dat ek Isaan se pad in haar pad staan, en ek die oorsaak is dat sy haar nie kan laat groot doop nie, soos die Here vir haar gesê het later die week my by die ring aangekla. Die hel is los. Elke dag is die Republikein vol gewraakte artikels en persoonlike briewe. Arnianisme op 'n stadium is aan gesê, wat so goed is dit, waarmee hulle haar dan beskuldig het, en ook vir my. Die huisgenoot dreig ons plaas uiteindelik 'n sopperige berig met gegevens ver van die waarheid. Ons land in die agterkant van die rapport. Die NG Kerk is weer op die spot oor die doop. Die kerk gaan skeur, bulde die koerante in swart letters. Oom Ferdi is as leraar geskort en Isaan is in die hande van die kerkraad oorgelewer. Die gemeente en die ring kom in stryd met mekaar en dit hou vir maande aan. Dit is die moeilikheidmaker. En sy vrou met haar sek in die koerant in vet gedruk aangehaal. Ek het teen die kerk gesondig, maar nie teen God en die Bybel nie. Intussen is ek deur die kerkraad teen die ring se wil en keuse terug op die preekstoel geplaas. Isaan het nie kinders gevat en terug in Isaan se vriendekring ingetrek. 5 egpare loop oor na Moederkerk en stap saam met ons die pad. Hulle gee hulle lewe en alles vir die kerk en die bediening. Hulle ondersteun ons met hulle lewe, liefde, gebede, goddelike ondersteuning.
Die manne word ouderlinge in die kerk en saam met hulle vroue en kinders gee hulle absoluut alles. Maandag, Dinsdag, oral is hulle daar, hulle is by ons, hulle is saam met ons, tot op 'n punt. Een Sondag eet ons weer as 'n span saam. 'n Pastoor iewers van Pretoria is ook genooi. Die volgende oomblik word almal in die swembad gedoop. Ek en Izaan weet van niks en sê niks. 'n Week daarna kom hulle kuier. Hulle het iets vir my te sê. Hulle kan nie meer onder my bediening staan nie. Dirk is nie gedoop nie. Izaan begin huil, sy weet waartoe ek is. Ek verdedig myself. Ek vertel my eie getuienis van my eie worsteling en begeerte om gedoop te word, maar God se besliste nee. Dit val op dowe ore. Dit kan nie wees nie. Jou teologie is verkeerd. Het my wederdope vriende nou soos die NG Kerk geword met 'n eie teologie wat meer waarde dra as God se woord? Ek weer voort. Ek vra kritiese vrae. Wie het jou geroep as ouderling? Die Here sê hulle. Wie het jou geroep om gedoop te word? Die Here sê hulle. Het die kerk jou weggejaag, getug of geskort? Nee. Nou hoekom gaan jy dan weg? Nee, hulle het nie antwoord nie. En Dirk moet nou nie op hulle afkom met sy NG maniertjies nie. My hartsvriende, my geestelike vriende, draai hulle rug op my en stap uit. Die kuier is klaar en die eensaamheid kom weer nes maak in my gemoed. Die volgende Woensdag word ons genooi deur dieselfde vriendespan met 'n vriendelike uitnodiging om te kom braai. Hoe kan jy gaan, vra Izaan? Hulle rug het hulle op jou gedraai, nou gaan jy saam met hulle braai. Ek sê ons gaan, beslis. Dis al wat ek oor het in die kerk. By die braai word ek voorgestel aan hulle nuwe pastoor en geestelike leier. Amptelik word ek afgesê en bekend gestel aan hulle nuwe pastoor. Ek en Izaan ry alleen terug na die NG Kerk, moederkerk se pastorie. 'n Vrou kom sien my na oggenddiens. Sy het tweelingseuns van so 22, 23 jaar. Die een is 'n mooi geboude, fris, intelligente jong man. Die ander seun is serebraal gestrem in 'n rolstoel. Sy gaan nou ook na 'n ander pastoor se kerk, want jy sal nie 'n verskil maak in hierdie kerk nie, Dirk. Jy's nie gedoop nie. Sy is uitgenooi na 'n ander pastoor se kerk. Sy word volgende Sondag saam met haar seun groot gedoop en dan gaan hy uit die doopdam kom en dan gaan hy loop en hy gaan net so normaal wees soos sy broer. Kan jy God se arm draai, vra ek nog? Nee, die seun het nie uit die rolstoel opgestaan nie. Die vrou het ook nie teruggekom en geen kerk toe nie. Die ander kerk ken haar probleme beter. Ek en my ex-geestelike vriende se pastoor het intussen groot vriende geword. Hy het nie regtig geweet hoe om met my seer te deel nie. Na gym sit ons kaalsterd in die sonna. Ai Dirk, die AGS het destyds al die bekeerlinge in die NG Kerk uitgeskep, vertel hy my. Ons het julle Rome gevat. Vandag sit ons net daar waar julle is. As die kind 16 is word, druk hy op om gedoop te word. Ons het ook maar 'n dak om te verf en gras om te sny en weet nie hoe om gelowiges en tradisionele kerkmense uitmekaar te haal nie. Daar sit elke Sondagoggend 1000 mense in my kerk. Baie kom uit jou kerk, uit moederkerk, maar slegs 300 se name is in ons boek. Het hulle verbind aan die kerk. Moet ek jaloers wees oor die 1000 kerkgangers op 'n Sondagoggend? Ek weet nie. Ja, ek ken. Ek ken die mense. Ek ken die teologie. Die gevegte. Maar ook die emosie en die pyn aan beide kante van die lyn. Ons vriende en familie wat ook later hulle laat doop het, saam met die stroom. Agter ons rug, want hulle wil nie vir ons seer maak nie, het hulle gesê. Ander vriende, familie wat op die pad van die klein doop gebly het,
Nee, hulle vra liewers nie vra nie, hulle hoop maar die Here het vir hulle ook 'n plek in die hemel, al was hulle nou nie onder die water. Ja, ek ken selfs mense wat hulle laat groot doop het, maar later gevra het of ek hulle kindertjies sal doop. Iemand wat selfs deur 'n kerkproses, moenie my vra hoe nie, sy groot doop afgesweer het en teruggesweer het, en toe 'n dominee van die NG Kerk geword het. Ek het net my kop geskud. Ek het in my kort lewe baie mense beleef, wat na hulle bekering radikaal nuut geword het en voluit vir die Here geleef het, tot vandag toe. Maar ek in my kort lewe nog nie regtig iemand gesien wat na sy doop verander het nie. Inteendeel, ek weet van 'n man wat ten tye van sy doop selfs besope was. Ook mense wat na hulle herdoop teruggeval het op die ou weë. Net so is daar klein gedooptes wat verlore gaan. Aan die einde van die dag blameer ek teologie vir my pyn en die leed waardeur ek is. Wanneer die God deur sy Heilige Gees vir Isaan sê, jy moet jou laat doop, dan is daar ook by my as NG Kerk dominee die wonderlikste vreugde, diepe dankbaarheid teenoor die Here. As die Here vir my sê, nee, terwille van, moet jy nie gedoop word nie, dan is daar by my 'n diepe berusting en vrede. Al sê mense, ons kan nie onder jou bediening staan nie. Maar as daar kerkteologie, belydenisskrifte, kerkorde en kerkwette is, wat vir jou kom voorsê en voorskryf hoe jy gedoop moet word, loop dit uit op stryd, liefdeloosheid, argumente, ongenaakbare, seer en geen vrede nie. Vra my. Nou, wat sê jy van die doopte? Dis hoekom ons gekom het, ingeskakel is, die ore gespits is, want ons wil gehoorsaam wees aan die Here. Ons wil voor God en voor die kerk die regte ding doen. Ons wil reg gedoop wees. En my antwoord is ja, nee. Ja, dis die antwoord. Wees gehoorsaam. As die Here sê, laat jou doop, wees gehoorsaam. As die Here God vir jou sê, nee, wees gehoorsaam. Maar dit moet jy behoor. En nie 'n reëling of goeders doen, net omdat nie. Kan die doop jou red? Dalk nie. Ek het na hierdie doopdebakel 2 begrafnisse bygewoon. Al 2 begrafnisse was vir my baie erg. Al 2 begrafnisse, die een in die NG Kerk en die ander een in die was by die kapel in 'n ander kerk. Die een kerk was sy NG begrafnis en die ander begrafnis was, kom ons noem dit 'n charismatiese begrafnis. En in al 2 begrafnisse het die een dominee gesê, dankie dat hierdie kind, aan al 2 was hartseer begrafnisse, al 2 was jong kinders, die een het selfmoord gepleeg en die ander een is in 'n motorongeluk dood. Die enige ou, die dominee het hard en duidelik gesê, ons kan ons troos daarin vind, dat hierdie kind 'n verbondskind is, hy's gedoop deur sy ouers, hy's 'n gedoopte verbondskind, en daarom kan ons huis toe gaan met die wete, dat hy sy plek in die hemel. Ek is na die kapel toe. Daar het die pastoor gesê, nadat die ouetjie selfmoord gepleeg het, ons het een troos, dat ek verlede jaar hierdie kind na die Here kon lei, en dat hy groot gedoop is, en daarom weet ons, dat hy hemel toe gaan. En ek het gewonder, wat maak hulle met die doop? 2 begrafnisse,
2 uiteenlopende dope, en al 2 spog daaroor, wil ek amper maar sê, en gee die versekering, dat die doop beteken, hemel toe gaan. Kan my trouring my getroud maak? Ja, nee. Ek kan nie 'n ring gaan koop by die winkel, en dan by die huis kom en sê ek is getroud nie, die girl is nou nie baie lief vir my nie, maar nou is ek God sommer getroud. Almal lag daaroor, dis baie snaaks. Maar nou het ek 'n goeie vrou, sy maak lekker kos, ek het so 'n maar gehad, klein kinderige mannetjie toe ek met haar getroud is, haar pa het gedink ek kom in die besigheid. In elk geval, en sy het my vet gevoer, en toe is my ring te klein, en ek laat maak hom groter, en hulle het hom nou weer te oordoen, en toe verloor ek die ring, en ek sê toe vir die, vir Zaan, ek gaan nie nou geld spandeer in 'n trouring, die trouring maak jou nie getroud nie, en op 'n stadium is ek in berading, en 'n vrou kom na my toe, en sy sê vir my, my man is 'n toerleier, en dan as hy weer op 'n toer gaan, dan los hy sy ring op die bedkassie. En dan verfoefel hy rond. Ek sien, jy dra ook nie jou ring nie. Dan gaan koop ek vir my ring. Hoor julle my? Ons kan redeneer en ons kan daaroor praat, maar dit is wat in jou hart aangaan, en waarmee jy besig is. Gaan babas hemel toe as hulle gedoop of ingeseën is? Ek moet bely vanaand dat ek het nog nie regtig, iemand het my nog nie probeer verduidelik wat is die status van inseën. En wat is die status dan nou van doop nie? Want al is jy gedoop, sê my goeie vriend, gaan jy hel toe, want jy kan nie glo nie. 'n Gestemde gaan ook hel toe, want hy wat glo sal die ewige lewe hê. My vrou het ook al opgeskip. Das kan tog nie. Klein doop en groot doop. Wat leer ek vandag vir die mense nadat ek hierdie pad geloop het van eina en seer en pyn? Die godsdienst loop soos 'n treinspoor, so na mekaar, langs mekaar, maar op 'n stadium, dan begin hy net so 'n millimeter en 'n sentimeter uit mekaar uitgaan. En dan gaan hy so ver wyd, dat daar kan argumente wees, daar kan boeke geskryf wees, daar kan gepraat word, daar kan gestry word. Ons sal nooit by mekaar uitkom nie. Want jou hele denkgedagte en jou hele teologie, as ons nou net oor teologie praat, kom uit 2 verskillende rigtings. Die groot doop werk van onderaf na bo. Die klein doop werk van bo af na onder. Kom ons probeer verduidelik. Dat ek as ouer kom en sê, dat voordat my kind, en Jesaja spel dit ook uit, dat voor my kind kan eendag sê en besluit en keuses in sy lewe maak, ek gaan 'n goeie seentjie of ek gaan sommer net 'n verdomde seentjie wees. Kom die Here en sê, ek is bereid om jou God te wees. Voordat jy jou ware klere of jou pad geloop het, ek sal jou God wees. Daarom is die klein doop, ek wil amper sê, baie gevaarlik. Want jy kry dit as kind, en dan as jy uitstap, dan sê jy, ek verwerp dit. Soos die verlore sê. Dankie, maar nee dankie. En dis wat die Bybel dan ook stel, jy het my verwerp. Jy het weggehoereer. Jy het my verstoot. Dis hoekom ons Hosea daar is. Gee ek nou die dag klas, belydennisklas, en ek vra, ken julle vir Hosea, die profeet Hosea? Ja, oom is die liggawe. Nee, regtig. Ons nog 'n eind loop. Klein, groot doop werk van onderaf. Jy moet eers tot bekering kom. Jy moet jouself eers vir God gee, dan gaan ons jou doop. So dit hang van jou af,
of jy jou lewe vir die Here gee, en dan doop ons jou. So julle sien die twee teologieë werk uit verskillend, en al twee het iets van die waarheid, en al twee is oop vir misbruik. Want wat gebeur is, dat mense dink dat as hulle klein gedoop is, 'n dominee het eendag vir my gesê, en nogal op 'n stadium moderator van die synode, het hy my aangevat en gesê, Dirk, hou op met jou nonsens. Jy kan nie met die mense in die kerk praat asof dit 'n spul heidene is nie. Dis gedoopte verbondskinders. Ek sê hulle gedra nie so. Hulle lyk nie so. Ek was ook daar. Ek ken myself. Dat mense dink dat as ek as baba gedoop is en ek het 'n belydenis van geloof afgelê en ek het die pad geloop en my attestaat is by Mariaan in die boeke, dat ek 'n kaartjie hemel toe. En dis hoekom mense uit die NG Kerk gestap het en gesê, dit kan nie. Dit kan nie. Maar aan die ander kant dink mense weer, dit hang van my af en ek besluit wanneer ek tot bekering kom, wanneer ek gedoop word. En dan sal iemand sê, as ek sê, en wat gaan God van dit sê, as julle uitmekaar het gaan, as julle geskei word, en goed is, dit is sy job om my te vergewe, want ek is gedoop. Ek het my kaartjie. Ek het myself gegee, ek het my commit, nou kom het sy kant, hy moet sy kant bring. Al twee, dis wat teologie maak van die doop. Dis dieselfde debat en dieselfde argument wat in die Ou Testament en die Nuwe Testament gegaan het oor die besnydings. As jy in die Ou Testament nie besny is nie, dan is jy nie deel van God nie. As jy nie deel van die familie nie, dan het jy hom verwerp en sê, dankie, maar nee, dankie, ek wil nie deel wees daarvan nie. As ek nie jou voete was nie, dan is jy nie deel van my nie. Oorset synde, as jy nie gedoop is nie, is dit 'n teken dat jy hang net hier rond en jy kuier net hier rond, maar jy het jouself nog nie gekommit nie. Jy's nog nie vasgemaak nie. Maar as ek dan gedoop is, kan ek lewe soos ek lewe en dink ek is nou vasgemaak soos 'n mens wat getroud is en dan kan leef soos wat hy leef en doen wat hy doen. Dis amper as ek dit mag waag om te sê, is so saam bly. Jy kan alles hê van die huwelik. Al die seksualiteit, jy kan selfs kinders hê, jy kan alles hê, maar ek gaan my nie commit nie. Ek gaan my nie vasmaak nie. Dan word die doop 'n teken van waar staan jy met God. En is dan wanneer Luther, al sê ek is 'n baba gedoop, vir die duiwel met die inkpot gooi en sê, gaan weg van my, want ek is gedoop. Maar dan kan ek nie met my doop kom, en dan kom regte opeis, en sê, maar omdat ek myself gegee het, en omdat ek tot bekering gekom het. Ek het julle vertel van 'n geval in Tygerberg Hospitaal, waar ek uitgeroep is, was absoluut 'n doodgewone ongeluk. Niemand is skuldig nie, was 'n dood-eenvoudige ongeluk. 'n Man met 'n ander man se vrou agter op die motorfiets het die nag gaan in die kroeg gaan kuier of op 'n kuierplek gekuier en die aand toe die plek nou toe is en hulle uitgegooi het, toe ry hulle met 'n motorfiets. In Bellville is daar groot, die ouens wat Bellville ken sal daar weet, daar in Goodwood se werk is daar 'n groot sirkel en hulle het van die kuierplek afgekom en die motorfiets ry agter 'n motor hier en hy ry agter en hier staan 'n kar en wag vir hulle en toe die kar verby ry vorentoe want hy het nie die motorfiets gesien nie en hy stamp hulle. Die man val vir hom dusnis. Ek dink daar was 2 ribbebene wat nie gebreek is nie. Hy het nou letterlik soos die prentjies wat jy sien in gips gelê, so met goeters daar rond vir 'n jaar lank
het hy in die hospitaal gelê, wat hulle weer alles aan mekaar moet gaan. Die vrou het net so 'n merkie teen die kop, maar sy is die nag dood, en sy het met haar kop teen die randsteen gelê. My as dominee se taak was om vir hom te gaan sê dat die vrou dood is. Ek kom by hom en sê, ek moet vir jou slegte nuus gee, die vrou het dit nie gemaak nie, sy's dood. En hy was baie ontstel uit 'n aard, en ek sê, vra vir hom, is altyd belangrik om te vra, hoekom is jy ontstel? Toe sê hy, ek weet nie of sy gered is nie. Nou maar julle weet, haar man is in die army, so sy's 'n getroude vrou, wat sy man in die army is, en saam met hierdie ou gekuier. Dis al wat ek gaan sê. Ek weet nie of dit goed of sleg was nie. Sy het saam met die ou gaan kuier op 'n kuierplek, en sy is die aand dood. Haar man het laat weet, hy breek die ander ou se ander twee heel ribbes ook my af. Ek vra vir hom, en jy? As jy vanaand dood was, gisteraan, toe sê hy nee, ek het gister 3 tot bekering gekom. Ek is gedoop, en ek is reg. Is dit wat ons met die doop maak? Is dit wat ons met die teologie maak? Is dit wat ons met God se pad loop? En die groot en die pyn en die hartseer waardeur ons is. En daarom is die antwoord nie die teologie nie die kerkwette nie, en ek weet ek is op heilige God, maar die gehoorsaamheid aan God. Want wanneer jy in gehoorsaamheid met God kom, is daar soveel vrede, soveel vreugde. Vra vir Isaan, vra vir ons, is daar die raai pyn en daai seer kry. Maar wanneer daar teologie is, en wanneer daar kerkreëls is, al is dit ook selfgemaakte kerkreëls, op 'n stadium het ek vir my vriende gesê, ja, dalk grappige wyse, moet nou nie soos 'n NG Kerk raak en kerkwette en kerkorde maak nie, en hulle het nie geluister nie. En ek sê toe, maar het julle by die Here gehoor? Ek het ook by die Here gehoor. Nee, sê hulle, jy kan nie dit van die Here sê nie, die Here sal nie vir jou nee sê nie, want dit pas nie in die teologie nie. Is dit wat die kerk met die Bybel maak? Is dit wat die kerk moet godsdienst maak, met teologie maak? Baie dankie vir die geleentheid, en nou gaan ons gee vir vrae. Dankie. Net nie my vasvra nie. Gaan jy ons help? Jy kan maar afsit. Baie dankie. Dan mense kan ook hulle vrae op die